Baie van ons blaai so op sosiale media, so deur die dag. Daai bladsy vingertjie wat net so maak die hele tyd. Nou hier is nou vir jou ietsie. Ons gesels met Prof Amanda de Pre. Sy is 'n lektor oor digitale kultuur en media by die Universiteit van Pretoria, digitale kultuur en media. En ons praat oor influencers. Daai mense wat op Instagram en Facebook vir jou sê, kyk hierdie is so 'n oulike ding. En kyk my mooi kar. My make-up is pragtig. Kyk die parels. Nou ja, ons praat oor hulle. Goeiemôre Prof Amanda. Goeiemôre julle. Dis lekker om julle te hê vanmôre. Kom ons praat 'n bietjie oor sosiale media oor die algemeen. As dit kom by die moderne samelewing. Dis so 'n deel sosiale media, so 'n deel geraak van ons lewens op 'n manier of jy nou wil of nie. Partykeer is jy kwaad vir jouself en sê my magdag, hier het ek nou 15 minute lank geblaai. Ek kon produktief gewees het. Dit is 'n kardinale deel van ons samelewing op hierdie stadium. Absoluut. En die rol van die beïnvloeder of die smaakmaker is natuurlik baie pertinent en baie belangrik in hierdie doomscrolling waarvan jy nou net gepraat het. Die influencer is natuurlik nie 'n nuwe fenomeen nie. Dit is baie bekend aan ons en ek dink selfs in die 19de eeu was daar 'n groep mense, 'n klas, 'n elite groep wat vrye tyd gehad het en dit dan ook hulle produkte gebruik het en dit absoluut sigbaar gebruik het sodat almal kan sien hulle gebruik dit. Daar was ook in die 1950s baie politieke meningsvormers. Die bloggers was 'n voorloper. Kim Kardashian, Paris Hilton is die oervoorbeelde van die influencer. Maar wat ek dink wat wel anders is vandag is die mate waartoe dit ons lewe absoluut infiltreer op alle vlakke. So die influencer se rol is absoluut dit deurdring alles wat ons doen, want ons lewe in 'n skermkultuur net soos jy nou gesê het. As ek net kan noem, influencers is nie almal dieselfde nie. Hulle is nie almal dieselfde gemaak nie. So jy kry van jou mega-influencer, dis die elite groep, en dan tot jou nano-influencer of jou micro-influencer. So 'n mega-influencer is iemand wat omtrent so 10 miljoen of 1 miljoen volgelinge het. Ja. En die van julle wat al probeer het om volgelinge te kry aanlyn, dis nogal redelik moeilik. En dan 'n micro-influencer is iemand wat so 10.000 tot 100.000 volgelinge het. So dit is min of meer die skaal en ongelukkig is die mega-influencers of die elite-influencers is by verre die minderheid. Sjoe, het ons net so interessantheid, het ons in Suid-Afrika enige mega-influencers of het ons baie van hulle? Ons het, maar ek dink jy kan dit vergelyk met dit wat jy kry in Los Angeles of die Amerikaanse mark byvoorbeeld nee. Of met rolprentsterre of popsterre of so nee. Dink nie so nie. Jy het nou gepraat van daar was al voor sosiale media uitgedink het, was daar al influencers. Iemand het op Facebook nou gesê, toe ons vra wat het jy al gekoop van die influencer af? Toe sê iemand, ek het nou geloer, Cremora van oom Jan Spies af, want hy was koffiekapitaal en hy sê ryker lekker so. Ek het dit by hom gekoop. Nou dit is tradisionele media gewees in die 80er, laat 80er, vroeg 90er jare. Voordat sosiale media so sterk opgekom het, is hoe pas hierdie nuwe sosiale media influencer fenomeen, hoe dit oorgeneem by tradisionele ou bemarking? Goed. Ek dink ons kan kyk byvoorbeeld na die rolprentster of die celebrity. Die celebrity was die voorganger, die Marilyn Monroe, dit was die voorgangers van hierdie tipe van die influencer. Die verskil met die rolprentster of die celebrity is, dat was toch 'n afstand geweest. Met ander woorde, jy kon nie vir Marilyn Monroe elke dag ontmoet as jy wou nie. Die influencer wat hier gebeur is dat die ruimte of die toegang is baie meer direk. Met ander woorde, ek kan die hele tyd online kyk wat doen my influencer wat ek volg of die rolprentster wat ek volg. Met ander woorde, die distansie of die afstand tussen die private en die publieke het heeltemal gekrimp. En ek dink dit het 'n baie groot indringende rol. En as julle onthou, Andy Warhol het gesê, in die toekoms gaan almal vir 15 minute beroemd wees. Ja. En wat nou gebeur is, almal is nou beroemd aan 15 mense. So, as julle kan verstaan, en dis die micro-celebrity, dit beteken ek is bekend aan 'n paar mense aanlyn, en ek groei my gewildheid met daai gebruikers wat na my kyk. Maar die belangrike ding is dat daai afstand tussen die publieke en die private het heeltemal in duie gestort. En dit maak nou 'n groot drang op druk op jou as 'n influencer, want dit beteken jou hele lewe, jou hele private lewe is inhoud vir jou, vir die kanaal of wat jy ook al skep.
En dit is natuurlik baie problematies want dit skep groot druk. Veral as jy jonger is om die hele tyd inhoud te skep. En so ons kan ook praat oor dit byvoorbeeld as jy 61% van influencers brand uit. Binne die eerste jaar, ja. Sure. So dit is 'n regtig groot druk. Ek dink aanvanklik klink dit wonderlik. Weet ek gaan 'n influencer wees, ek gaan my lewe aanlyn sit en ek het al hierdie idees, ek het al hierdie handelsmerke waarvan ek hou, maar as jy elke dag van jou lewe inhoud moet skep, raak die druk regtig groot en onthou natuurlik ook, elke dag jy is net so goed soos jou laaste plasing. Jy die hele tyd as jy onder die druk dat jou volgelinge jou gaan aanfollow. So dit is 'n konstante druk op jou as persoon om jou eie self as 'n handelsmerk te gebruik. En as jy jonk is en jy het nog nie lewenservaring nie en jy het nog nie jou eie persoonlikheid ontwikkel nie, dink ek jy is regtig nogal weerloos. Teenoor die kritiek en die blootstelling wat jy konstant kry. Ja, so dis 24 uur en jouself is op die spel. En dis nou wat ek wou vra, want maak nie saak wat jy plaas nie, iewers gaan iemand altyd iets negatief ook te sê. En vir jong mense veral, hoe hanteer hulle daai druk? Weet jy, kyk na selfbeeld of geestesgesondheid. Angs. Daai dinge moet tog 'n rol dan speel. Absoluut 'n groot rol. As jy 'n bietjie gaan kyk net en lees oor wat geskryf word oor influencers, angs, uitbrand, negatiewe selfbeeld. Byvoorbeeld, ek weet nie of julle bekend is met content houses of TikTok mansions. So wat hulle dan doen is hulle plaas 'n hele klomp groep influencers bymekaar en dan skep hulle saam inhoud die hele tyd. So dan net jou hele lewe is dan op die kamera en jou hele lewe is op die spel. En dan het jy nou ander influencers waarteen jy meet en dit gaan altyd oor jy jaag die algoritme na. Jou plasing moet viral gaan, anders is jy nie in tel nie. As jy nie sigbaar is nie, is jy nie in tel nie. So dit is 'n konstante, absolute, ek sal sê dis amper 'n onmenslike lewenstyl. Natuurlik kan ons inhoud skep miskien elke tweede dag of dalk miskien een keer 'n week of een keer 'n maand, maar om konstant inhoud te skep wat op jouself reflekteer, ek dink is basies onmoontlik. Dis soos 'n fabriek, daar word dan verwys as influencer fabrieke. Ja, dit moet ons praat altyd oor hoe sosiale media of die beeld wat sosiale media influencers uitdra, jong mense veral laat sleg voel en minderwaardig laat voel oor ek is nie so maar nie. Precies. Ek het nie daai geld om daai klere te koop nie. Hoekom kan ek nie daai lewe lei nie? Kyk, hulle swem in die suide van Frankryk langs 'n seiljag. Hoekom kan ek dit nie doen nie? Ek voel minderwaardig daaroor. Baie angs en baie tiener en veral jong mense se angs kom van daar af en se selfbeeldprobleme. Wat is die verantwoordelikheid van 'n smaakmaker om daai geprojekteerde oënskynlike sukses van hulle regtig uit te leef en eerlik te wees oor wie en waar hulle is? Dit moet daai wat jy druk waarvan jy praat moet enorm wees. Ja, dis reg. Ek dink dis sal nie so suksesvol wees nie. Ek dink dit is die roem en die glansrykheid wat suksesvol is en dis natuurlik nie die waarheid nie. Dis 'n valse beeld wat voorgestel word. Ek dink mense kan dit amper vergelyk met die industriële revolusie. Ons praat nou maar net van die inligtingsrevolusie. En waar kinders in fabrieke gewerk het. En daar was 'n hele debat daaroor, maar dit was net baie duidelik. Hier is die masjien, hier is die kind werk in die fabriek. Ek dink die masjien is nou onsigbaar, maar dit is nog steeds absoluut 'n dwang wat afgedruk word en dit is soos om in 'n fabriek te werk. Ek weet nie of julle die onlangse reeks op Netflix gekyk het, Adolescence nie. En ek dink dit gee vir ons 'n baie goeie insig. Ek gaan nou nie praat oor die manosphere en die incel en daai hele diskurs nie, maar ek dink dis 'n baie goeie kyk op wat gebeur met ons tieners en ons jong mense en die druk wat dit op mense sit, op tieners sit om op 'n sekere manier op te tree, op 'n sekere manier te wees. En wat die reeks ook vir ons duidelik wys is die verskillende generasies. Byvoorbeeld die boomers, soos julle weet, dis die mense wat so min of meer tussen 1946 tot 64 gebore is. En dan die zoomers, die Gen Z's, wat so 1997 tot 2012 gebore is. En ek dink die reeks wys die ma en die pa is boomers en die kind is 'n zoomer. Nou, ek weet nie of julle groot geword het julle ma en pa seker ook altyd gevra gewonder, waar is my kind? En as hulle weet waar hulle kind is, dan weet hulle kind is veilig want hulle kind is tuis. Deesdae is die vraag baie anderste. As jou kind tuis is,
agter 'n geslote deur, dan dink jy jou kind is Waarmee is hy veilig. besig? Jou kind is nie veilig nie. Oh. Ek dink die reeks wys vir jou eintlik die gevaarlikste plek in die wêreld is 'n tiener agter geslote deur. So dit is 'n baie interessante blik op wat gebeur en hoe menings gevorm word en hoe weerloos jong mense is Werklik is. teenoor hierdie influencing kultuur wat eintlik 'n illusie is. Eintlik. Daar is 'n verskil tussen die celebrity en die mens. Daar's 'n verskil tussen die influencer en die persoon. Maar wat by die influencer gebeur is dat jy self moet nou daai persona word. En ek dink dit is 'n onmenslike lewe om te leef vir die lang duur. Vir die lang duur, En ja. as jy ook kyk die mense wat dit maak, by verre soveel gesê dis die minderheid. Minderheid. Baie ver in die minderheid. So dit is daar's 'n slagveld van mense wat probeer het en wat uitgebrand het. Dit is Sure. nogal, dit laat 'n mens dink. Baie dankie Prof van Man dat jy draai kom maak. Die realiteite daarvan aan ons vir ons vertel het. Dit is hoe dit is. Moenie, dis nie altyd net maanskyn en rose nie. Dankie vir jou tyd vanmôre en dankie vir jou insigte. Baie dankie julle. Ja, dis van Prof Amanda de Pre. Sy is 'n lektor van digitale kultuur en media by die Universiteit van Pretoria en is lekker om te besef dat daar realiteit daarin is. Jy word nie net 'n influencer en alles gaan great nie. Besef daar is moeilike dinge om deur te gaan en jy moet die regte tools hê, soos jy weet, om nie seer te kry nie.